Welkom terug, ja, kyk, goeiemôre, good morning. Met die feesseisoen om die draai word ons paie al hoe besigger en ongelukkig sien ons elke jaar hoe ongelukke toeneem wanneer mense reis. Daarom praat ons vandag met Herman Burger van Drive.co.za om te hoor watter eenvoudige maar lewensreddende stappe elkeen van ons kan neem om hierdie vakansie veilig by ons bestemmings uit te kom. Herman, weer eens welkom by Goeiemôre, good morning. Lekker om jou hier te hê. Hoekom is die feesseisoen so geneig om meer ongelukke op die paaie te hê? Groot gedeelte daarvan is dink ons almal is opgewonde. Ja. En die ding is wat ook gebeur is, daar is net die volumes neem, aansienlik, daar's net 'n verskriklike groot volumes wat toeneem. Ja. So dit speel alles 'n rol in die groter prentjie. Ja, ek wil ook nou net fokus eintlik op vroueveiligheid in terme van wat ons moet weet, praktiese wenke, veral wanneer ons alleen reis. Yes. So Roseanne, groot ding wat ons sien, veral deesdae, soos ek sê, die volumes op die pad is verskriklik baie. So die paar praktiese wenke wat ons vir die ouens gee, veral vandag is, maak seker daai roete wat jy vat. Maak seker dat jy beplan het. Ja. 'n Groot gedeelte van daai roete is, maak ook seker dat jy dit met iemand kommunikeer. As iemand weet jy's op die pad, is dit baie makliker. Ja. En maak seker dat jy weet ook wie is jou versekeraar in hierdie geval. Iets wat ons baie keer sien in ons geval ook is, en veral met ons by Drive met die subskripsie besigheid, bestuur soveel as moontlik as wat jy kan in die dag. Ja. Maak seker dat daai selfoon van jou gelaai is. Maak seker dat jou roete gelaai is. Maak seker dat jy op die regte plekke stop. Maak seker dat jy nie in afgeleë plekke stop nie. Hou by die spoedgrens. Daar's 'n klomp klein goedjies wat ons sien 'n groot rol speel. Val in vrouens en weet mense wat alleen in die voertuig ry, se veiligheid. Ja, en na 'n lang pad kan ook nogal lank word. So ek dink mense besef nie hoe belangrik dit is om te stop en om jou bietjie asem te skep, bietjie jou bene te strek en net uit die kar uit te kom. Absoluut. So by ander wenke wat ons altyd vir die ouens gee is, of wat ons vir mense gee is, weet, moenie snaakse goed doen nie. Ja. Dis wat jy sê, weet, so wat gebeur is, die oomblik as jy, ek wil amper sê nie meer 100% gefokus nie, as jy geneig om partykeer snaakse goed te doen. Moenie vreemdelinge opklaai nie. Moenie op snaakse plekke stop nie. Ou word moeg, stop langs die pad ewe skielik. Weet, maak seker dat daai beplanning reg is. Iets wat ons definitief sien, veral in vrouens se geval is ook, kyk, weet, maak seker van jou omgewing. Ja. En as iemand voor jou ry en stadig ry en weet snaakse handbewegings maak, weet, kyk daarna. Kyk na wat se karre agter jou ry. Kyk of daar dalk enige obstruksies in die pad is. Daar's 'n paar dinge wat 'n rol speel in ons in almal se lewens ten opsigte van veiligheid. Ja, en dis baie belangrik veral in die feesseisoen. Ja. Drive.co.za bied natuurlik vir mense die opsie om die subskripsie per in te skryf en dan is jy dan nou net maandeliks met jou kar op die pad en veilig. So ons bied eintlik klaar vir jou al daai dinge. Dis die lekker ding van Drive. Veral as dit kom by tracking. Ja. Ons het 'n hele paar gevalle waar, kom ons sê, 'n enkel ma met 2 dogters op universiteit. Weet jy, haal daai druk van 'n ouer af. Jy weet jou kar is gediens, jy weet jy het 'n veilige voertuig. Jy weet ons kan enige tyd 24 ure 'n dag kan ons na daai voertuig kyk. Padbystand is bygesit. Jy hoef nie te bekommer oor jou bande nie. Jy hoef nie te bekommer oor jou dienste nie. So daar's alles 'n bietjie van 'n gemoedsrus wat mens bysit en dit maak alles 'n groot, dit speel 'n groot rol in 'n ma of 'n ouer of enigiemand se lewe in hierdie geval. Baie dankie Herman. Drive.co.za, alles ingesluit motorsubskripsie. Dis altyd so lekker om met julle te praat. Dankie Roxanne. Ons het nou gesels oor veiligheid op die paaie, veral vir vroue hierdie vakansieseisoen. Maar wat moet jy doen as jy 'n noodsituasie teekom? Elsa het nou meer inligting vir jou daaroor met praktiese wenke ook. Goed, ja, dankie Ross. Ek hoop ons gaan hierdie kan doen, want vandag gesels ons nou oor iets waarin mense altyd wil dink nie, want 'n mens wil nie in so 'n situasie beland nie. So Martin van Kradenburg is hier om my by te staan.
Martin, baie welkom. Dankie Elsa, môre. Ek wil eers weer sê ek moes al 'n papband ruil. Dit het met my gebeur in die Karoo in die middel van niks en nêrens. En ek was besig toe stop daar 'n gawe boertjie langs die pad om my verder te help. Maar vir diegene wat nou nie weet nie, wat is die eerste ding wat 'n mens moet doen wanneer jy besef jy het 'n papband? Elsa, dankie. Ek weet ek is nou nie 'n boerseun nie, maar ek's 'n boer se seun. Maar ja, ek dink die belangrikste ding is sodra jy agterkom daar's 'n papwiel of 'n papband, Ja. is maar om net veilig van die pad af te probeer kom. Dit hang nou maar af waar 'n ou is. Ek dink sodra jy nou veilig van die pad af is, dan moet jy nou maar net kyk wat is in jou omgewing, is dit veilig om daar te stop en dan van daar af kan ons verder werk, wil ek sê. Goed, so kom ons kyk gou-gou waar presies waar begin ons? Want ek dink 'n mens moet dalk net eers kyk na waar die goed in die kar is wat 'n mens Ja, nou weet. ek dink so belangrik is sit maar jou hazards of jou dankie sê liggie aan. In Suid-Afrika is dit mos nou dankie sê liggie. Ja. So sit dit aan, maak seker jy's van die pad af, weet handbriek op en dan skakel jou kar maar af en dan stap ons maar agtertoe. Ja, want ek wil weet waar vind 'n mens die domkrag? Dit is nou 'n mooi Afrikaanse woord vir die jack. Ja, En dan 100%. ook die gereedskapstel. So in hierdie Suzuki Swiftie, as jy nou hier agterin kyk, gaan jy sien aan die regterkant is daar so 'n klein kompartement. As mens hom nou oopmaak, dan is jou domkrag en jou gereedskap is daar binne. Ja. En dan moet jy nou die maatjie oplig en hier binne is nou waar jou spaarwiel gaan sit. So wat ek net sal voorstel, die eerste ding wat hy doen is ons kry ons driehoek uit. Ja. Ons hoef hom seker nou nie op te slaan nie, maar Ja. vir die kykers of die dames daar buite, ons julle weet gewoonlik wat aangaan, maar in hierdie geval kry jy driehoek uit. So 4 spasie lentes agter jou kar, gaan sit jy hom nou op sodat as daar iemand van agteraf kom, hulle jou daarom kan sien en laat jy relatief veilig gaan wees. Nou, hoe weet 'n mens waar om die domkrag of die jack dan nou te plaas? Okay, so die karre is gemerk of die motors oor die algemeen is nou gemerk. Ek gaan hierdie neersit en dan gaan ek net vir ons hier kombersie gooi. Kyk nou hoe gaaf is jy. Onthou julle dames, julle kan gerus maar kombersie in die kar hou in geval. Sy. So ek het vir jou ons handskoene ook saamgebring Elsa in geval ons nou ons hande moet vuil maak. Goed. Maar as jy nou hier onder kyk, is daar nou so 'n merkie Ja. waar jou domkrag spesifiek gaan vas. En jy kan hom nou maar so met jou hand draai. Kyk wat ek nie alles vir hierdie program sal doen nie, né? Ja, en jy moet nie my boude afneem nie, hoor. Ja. Okay, so wat nou hier gaan doen in die eerste plek is jy gaan nou hierdie sleutel gebruik. Dis nou maar hoe jy jou al hierdie nuts gaan losdraai, maar hou jou kar altyd op die grond want hulle is redelik vas baie kere. Ja. Lefty loosey, righty tighty. As jy nou nie Daar onthou nie, jy draai hom hierdie kant toe los. So jy skiet, laat hom net skiet. So die belangrikste hier is om te onthou dat die kar altyd eers op die grond moet bly terwyl jy hierdie stap voltooi. Korrek, want dan is hy nog stabiel en jou wiele is lekker op die grond, so hy gaan nie noodwendig, hy gaan nie saamdraai as jy byvoorbeeld nou begin losdraai nie. Goed. Okay. Ja. So dan is die maklikste om van hier af gaan jy nou hierdie sleuteltjie so inhak Moet ek hom en dan gaan ons dan skuif hy nou hier's 'n gaatjie en hierdie kan jy nou hier inskuif en dan begin jy hom nou draai. ja, moet ek Nee, verder voortgaan. Jy kan voel en hy's glad nie dit voel nou of dit vreeslik swaar moet wees, maar dit is nie regtig nie. Gebeur daar iets? Ja, so stadig maar seker, ek gaan so 'n bietjie skuif. Goed. Wat jy wil reg kry is dat jou band Ja, hoe weet jy so 'n wanneer bietjie dit van die hoog genoeg grond is? af is. Moet ek verder Voel vir my daar gebeur net mooi niks. Ek is dalk aan die verkeerde kant. Goed, so hoe weet 'n mens nou wanneer hy hoog genoeg is? So jy wil jou vingers ten minste hier onder die band kan insit. Ja. Maar onthou nou, as jy 'n papwiel gehad het, gaan hy nou sag wees. Ja. So jy wil seker maak jy het genoeg spasie sodat wanneer ons die spaarwiel opsit, hy genoeg plek het want anders gaan jy hom nou weer moet lig. Ja. So ons Dit voel gaan vir my of gou- ek my skoene moet uittrek, kan ek dit maar doen. Kyk. So hulle sê mens behoort hierdie in 1.5 minute te kan doen. Maar ek doen hierdie is darm nou nie Formule 1 nie, so Nee. Maar dit is het- goed om dalk bietjie te oefen. ja, by ek die dink huis, hulle kan gerus oefen. So hierdie is nou los almal. So ons gaan hulle gou Goed, jy maak hom dan nou heeltemal los en dan so ons gaan hulle ek gaan nou maar net so ek werk altyd so oor en weer. Want as jy byvoorbeeld net onder losdraai dan knyp hy baie keer die dingetjie bo. ja. So kan jy hulle nou so vinnig met die hand losdraai. Hou hulle maar net op 'n veilige plek. Jy wil nou nie as jy hulle neersit rol hulle nou iewers heen nie, want ons moet dan nou weer terugsit. Daar sy. Goed, ons het nou nog so 2 minute oor, so ons moet nou Ja, ons nou wat. gou deur die laaste. Dit gaan nou amper begin reën Elsa en ek Ja. wil nie jou hare moet nat word nie. Jy sien, dis 'n krisis wat gaan volg as dit wel gebeur.
So die band, die wielietjie is nie te swaar nie. Vat hom maar so met albei hande, so ek sê, en dan sit jy hom net neer. Okay. Weet, jy hoef nou nie regtig te dra nie, ons kan hom Ek altyd wil net net rol. voel ek gebruik die handskoene, jy weet. Ja, ek het nie eens myne aangetrek nie. Ons sê. Okay, ek gaan ons spaarwiel gou uithaal. Gee my 'n minuut. Nou ja, Martin, ek moet vir jou sê, ek dink daar is tog sommige mense wat, jy weet, in die proses partykeer vergeet, jy weet. En wanneer daai krisis gebeur, dink ek is daar maar soms ook 'n geval van 'n bietjie angstigheid of so iets, maar die belangrikste is om maar net kalm te bly. Ja, Want jy mens- kan nie altyd iemand bel om te kom help nie. Ja, ek dink belangrik is op die diensboekie in die karre agterop is al vir al die vervaardigers het 'n noodnommer. Ja. So jy kan gewoonlik daai skakel net vir eerste hulp noem ek dit maar. Ja. En hulle gaan vir jou ten minste advies kan gee. Hierdie is nou 'n Mari beskuit wielietjie. Ja. Hier sê hulle duidelik 80 km/h maksimum. So onthou nou as jy hom op het, moet jy bietjie stadiger ry as normaal. Ja. So hierdie is nou nie te moeilik nie. Also ons het so 40 sekondes oor. Alright, ons gaan hom net Formule 1. so opsit. En onthou maar net, nou draai ons hulle net vinnig vas. Jy draai hulle vas. Dan En laat- wanneer hy vas is, dan kan jy nou eers weer verder met die jack of die domkrag dan nou werk. Ja, Om dan- weet seker te maak die kar kom tot op die grond. So stel voor, draai met die hand vas. As hy lekker vas is met die hand, laat sak hom dan nou tot hy weer op die grond is en draai dit net lekker styf vas. Goed. Martin, ek sê vir jou baie dankie. Ek dink jy het ons nou baie mooi net weer 'n bietjie touwys kom maak. So, maak maar seker jy is te alle tye bewus van wat jy moet doen. En ek sê vir jou weer eens dankie. Ons voel nou sommer baie veilig. Jy kan ingeskakel bly hier by Goeiemôre Good Morning want ons kuier binnekort weer verder en daar is nog baie lekker dinge wat gaan volg.